Welkom by ons gemeente se Lydenstyd luisteroordenkings. Vandag is 12 Maart en ons gesels oor Jesus word verraai en gearresteer. Ek wil jou uitnooi om hier teenwoordig te wees en tot rus te kom. So ontspan en sit lekker gemaklik en laat die spanning uit jou liggaam uitvloei. Laat sak bewustelik jou skouers en fokus jou aandag vir 'n rukkie op jou eie asemhaling. Voel en hoor hoe jy asemhaal. En neem sommer 'n paar lekker diep en stadige asemteë. Elke volgende asemteug bietjie stadiger en dieper. As ons so stil sit en stil word, is dit ook belangrik om in ons gedagtes vir hierdie kort rukkie hier teenwoordig te wees. Neem dus kennis van wat aangaan in jou gedagtes, maar moenie daarop fokus nie. Moenie toelaat dat 'n gedagte jou wegneem van die hierwees af nie, en moenie ontsteld raak as jou gedagtes dwaal nie. Kom net elke keer weer rustig terug en wees hier teenwoordig. In Lydenstyd is die gebruik om 7 kerse aan te streek en dan elke week 1 kers dood te blaas, totdat ons op Goeie Vrydag ons laaste kers doodblaas. Daarom ook dan die uitnodiging vir jou vandag is om jou 1 kers vanoggend dood te blaas. Jesus se kruisdood roep ons daarmee in herinnering en ons dink en kyk na hoe Jesus ook sy eie lydingspad gestap het en ook daarmee by ons en ander teenwoordig is wanneer ons swaar kry. So ek nooi jou uit, blaas nou die eerste kers dood. Luister saam met my na hierdie gebed en bid hom dalk saam. Here, hier is ek, stil en wagtend. Sien my raak, hoor my bekommernisse, my vrae, my twyfel. Help my om te hoor en te sien dat U ook hier is, nou by my en vir my. Amen. Ons teksgedeelte vandag is uit Matteus 26, vers 47 tot 56. Jy kan saam met my lees uit die Bybel of net luister na die teksgedeelte, maar probeer om jouself so bietjie in die storie in te leef. Sien in jou geestesoog wat gebeur en voel saam met die disippels bang en die kwaad, die teleurstelling, en hoor hoe almal reageer op die gebeure. Matteus 26. Jesus was nog besig om te praat, toe Judas, een van die 12, skielik daar opdaag. Saam met hom was daar 'n groot menigte met swaarde en knippels, gestuur deur die leierpriesters en familiehoofde van die volk. Sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee. Die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Judas het dadelik na Jesus gegaan en gesê, gegroet Rabbi, en hom gesoen. Jesus het vir hom gesê, vriend, doen waarvoor jy hier is. Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. En skielik het een van die saam met Jesus na sy swaard gegryp en het uitgetrek. Hy het die slaaf van die hoëpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, bære jou swaard op sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie, ek kan maar net my Vader aanroep, en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie. Maar hoe sal die skrifte dan vervul word wat sê dat dit so moet gebeur? Op daardie oomblik het Jesus vir die menigte gevra, het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en knippels om my gevange te neem? Dag na dag het ek op die tempelterrein gesit en onderrig gegee, en julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit het alles gebeur, sodat die skrifte van die profete vervul sou word. Daarop het al die disippels hom in die steek gelaat en gevlug. Wat in die gedeelte staan vir jou uit? Watter woord, sin of gebeurtenis? Waar laat God as te ware jou gedagtes vashak? Ek gee jou kans om hieroor te dink, en as jy wil, kan jy die opname vir 'n rukkie pause en weer wanneer jy gereed is, verder daarna luister. Ons weet nie wat Judas se beweegredes was nie, maar ons weet dat Jesus deur een van sy naaste vriende met 'n intieme gebaar verraai is. Jy kan net iemand verraai of verraai word deur iemand as hulle naby genoeg aan jou is. Kan jy dalk identifiseer met die gevoel van verraad? Vriende wat jou verraai,
Dalk 'n intieme verhouding wat skibreek gelei het. Dalk kinders wat jou verwerp of ouers wat die hele tyd kritiek lewer. Is jy al ooit verraai deur iemand naby aan jou en hoe het dit gevoel? Het jy al daardie persoon vergewe? Of het jy dalk al iemand se vertroue geskend deur wat jy gesê of gedoen het? Het jy al jammer gesê? Jesus is ook verraai. Judas het Jesus verraai met 'n soen en vir net 30 silwerstukke. 30 silwerstukke in die Bybelse tyd was die prys wat betaal is aan jou as jou slaaf sou sterf. Die koste vir sy dood en begrafnis. Dikwels raak werk, status, prestasie, geld vir ons so belangrik dat ons ons naaste verhoudings opoffer om dit na te jaag. So, hoe lyk jou naaste verhoudings vandag? Lei dit dalk skibreek omdat jy besig is om sukses, prestasie, geld, status na te jaag? Dalk kan jy vir 'n oomblik oor jou prioriteite dink en gesels. Wat wys jou spandering, hoe jy jou geld gebruik en hoe jy jou tyd bestuur oor wat jou prioriteite is? Dalk kan jy 'n bietjie dink aan aanpassings wat jy kan maak in die tyd, selfs net een. Wat sou daardie aanpassing wees? Dink en gesels 'n rukkie bietjie daaroor en pause gerus die opname vir 'n rukkie. Ek gee jou geleentheid om in stil gebed vandag met God te gesels. Dalk wil jy iets bely vandag van waar jy soos Judas hom verloon het in jou alledaagse dinge. Dalk wil jy 'n verhouding met iemand naby aan jou wat skade ly voor hom kom neersit en leiding en wysheid vra. Of dalk wil jy dat hy jou leer en wys waar jou prioriteite nie in lyn is met sy wil vir jou in hierdie seisoen van jou lewe nie. Praat met hom, hy is by jou en hy hoor jou. As ons vandag klaarmaak, is hier dalk iets vir jou of vir jou gesin om saam te doen. Teken sommer op 'n vel papier 'n groot swaard. Jesus het vir Petrus gesê hy moet sy swaard wegsit. Swaarde maak gewoonlik mense seer. In die gedeelte het Petrus die hoëpriester sy slaaf se oor afgekap. Jesus het hom weer gesond gemaak. Maar hoe reageer jy as jy kwaad of bang is? Maak jy dalk ook ander seer? En help dit as jy so reageer. Dink saam aan idees en skryf dit op jou swaard neer. Hoe kan jy jou bang en kwaad wees op so 'n manier uiting gee daaraan sonder dat jy iemand anders seer maak? Sit dan daardie swaard met daardie idees by julle kerse neer en herinner mekaar aan hierdie maniere hoe ons kan kwaad en bang wees sonder om ander seer te maak. Mag julle 'n geseënde week hê, ons gesels volgende week verder.